Ons storie begin in 1625 in die dorpie Biarn in Gascogne, ergens in die suide van Frankryk. Ging jy oor? Waarom ben jij nog vol vorige? Jy's 'n edelman. Kom eens kyk hoe hanteer jy dit. Jy's so 'n edelman as wat ek 'n pink olifant is. Dit is 'n belediging. En wat gaan jy daaromtrent doen? Daar is ek jou weer reg. Hey nou! Bravo, uitstekend! Jongman, jy's 'n briljante swartvegter met perfekte tegniek. Jou hantering van die swart is ongelooflik en dit nogal in 'n ou dorpie soos die. Dis vir my 'n groot eer om jou te ontmoet. Baie dankie. Mag ek vra waar u vandaan kom? Parys. Het u gesê Parys, meneer? Dit is wonderlik bly hier in Parys, meneer. Dis reg, sien ek is deel van die koninklike wag. Maar dit beteken mos u is onder bevel van meneer Terwiel. Dit lyk my so waar jy ken hom. Haha, heeltemal korrek, maar ek sal moet groet. Ek het 'n belangrike afspraak. Waar nogal? Ek gaan besoek aflê by meneer Bruggenjan, 'n belangrike figuur in Biarn. Weggegaan. Wat is so waar hier? Hoekom het so 'n belangrike man 'n afspraak met my pa? Ek kan nie glo hy is een van die koning se musketiers nie. Ga na meneer Terwiel en sê vir hom dat ek sy vrygewige aanbod aanvaar en dat die betrokke persoon na wie hy verwys binnekort sal arriveer. Nou goed meneer, ek doen dit onmiddellik. Ek is seker meneer Terwiel sal verheug wees oor die goeie nuus. Ek verstaan dit glad nie. Dit klink asof my pa van meneer Terwiel baie goed ken, maar hy het nog nooit sy naam voor my genoem nie. Ek wonder wat hier aangaan. Dit was 'n voorreg om u te ontmoet meneer. Wag, wie is jy nou eintlik seun? Ek is maar net Kom ek raai so 'n bietjie jou seun. Jy's een van die werkers hier en meneer Bruggenjan het jou geleer hoe om 'n swart te hanteer. Ja, mens kan seker. Tot sins seun, ek moet onmiddellik na Parys om 'n belangrike boodskap oor te dra. Dit was baie lekker om jou te ontmoet, seun. Weg is ons. Ek is nie 'n plaaswerker nie. My naam is Bruggenjan, meneer. So jy het vasbesloot om hom Parys toe te stuur. Daar is geen toekoms vir ons seun in hierdie dorp nie. Ons kan nie meneer Terwiel se aanbod van die hand wys nie. Ons seun se talente sal nooit hier tot hulle reg kom nie, maar as hy deel word van die koninklike hof, het hy die geleentheid om dalk eendag bevorder te word tot musketier. Maar ek is altyd so eensaam sonder Bruggenjan. Ja, ek is bevrees ek gaan die mannetjie ook baie mis. Dis nog nie Sondag nie. Vir wat moet ek die klere aantrek? Want is 'n spesiale dag, jy sal sien. Toe kom nou. Maar as dit 'n splinternuut. Hy lyk nes 'n regte edelman. Sedert die eerste veldslag van Hendrik IV was hierdie swaard soos 'n getroue vriend aan my sy. En jy moet hierdie kosbare swaard met verantwoordelikheid en respek hanteer. Verdedig jou lewe, die lewe van die koning en die eer van Frankryk. Ek sal. Ek verstaan nie. Wat gaan hier aan?
Sal Paul vir my verduidelik wat dit nou als beteken? Ons stuur jou Parys toe. Meneer Treville sal jou onder sy bevel plaas in diens van Haar Majesteit. Wat? Het pa gesê Parys? Maar, is dit regtig waar? Regtig? Ja. Ek kan my ore nie glo nie. Ek gaan so waar alleen Parys toe. Maar wat is dan fout as jy nie bly nie? Natuurlik is ek bly dat dit als net so skielik gebeur. Wel, ek dink dit is belangrik dat 'n mens self jou geluk moet gaan soek. Wat bekeer? Moet asseblief nie huil nie, jy moet trots wees op hom. Vergeef vir my. Jou nuwe perd staan reeds vir jou wag. Wonderlik, waar het jy so waar alles gedoen? Goeiste. Is dit my perd daar? Ja, dit is Rofty. Die perdjie is nou wel nie opreg geteel nie, maar hy was nog altyd baie lojaal. Wow, stadig. So ja, dankie. Pa moet mooi na maak kyk. En onthou, ek is lief vir julle twee. Ons is vir jou ook lief, Brackenjan. Sorg dat jy hierdie brief goed bewaar en by die regte persoon aflewer. Meneer Treville van jou getroue vriend. Ons is jarelank al vriende. Ek sê groete vir hom. Ja goed pa, ek sal. Brackenjan, my kind. Ja, Kyk mooi na jouself. ek beloof ek sal versigtig wees. Ons sê word nog groot. Jy gee para voor, jy blokkeer die pad en ek is baie haastig. Hierdie domplaasarbeiders respekteer ook niemand nie. Nou, dis jou probleem meneer. Ai! Het jy nooit goeie maniere geleer in jou imbesiel? Vir wat moet ek nog 'n pad gee sodat jy kan verbygaan? En ek is ook geen plaasarbeider nie, het jy gehoor? Hierdie dorpie lyk dan na 'n stad. En dis seker die herberg waarvan my pa gepraat het. Dis pragtige stalle wat julle hier het. Goeiedag. Hallo. Ek sal dit waardeer as jy 'n oomblik kan afstaan om te sorg dat my perd 'n lekker skoon stal en 'n bietjie vars water kry, vriend. Goed, ek sal kyk wat ek kan doen, meneer. Maar Rofty, jy verdien om goed uit te span. Ek het jou baie hard laat werk vandag. En dit klink vir my asof jy geselskap het. En dit? Dit is jy. Jy's dieselfde perd van net nou. Meneer, weet jy dalk aan wie hierdie perd behoort? Ja, hy behoort aan iemand wat hier by die herberg oorbly. Dan kan jy onthou hoe hy gelyk het. Het die man dalk 'n dun swart snorbaard gehad? Ek sou graag wou help, meneer, maar ek het net die luifkneg gesien wat die perd hiernatoe gebring het. Luifkneg, maar die man was dan alleen. Ek het my hoed op as hierdie perd nie syne is nie. Miskien kan die herbergier my sê wie hy is. Die plek lyk erger as 'n pakkok. Ek is jammer my heer, maar dit is die beste herberg in die omgewing en dis ook nie so opsigtelik dat iemand hier sal herken nie. Nou goed dan. Ek sal nou ongelukkig iets moet doen wat my dwars in die krop steek, maar ek moet weet wie hierdie vreemdeling is. Ek was reg, dit is hy. O ja, daar's nog iets. Het jy met Milady gepraat? Al die reëlings is reeds getref en Milady sal op die korrekte tyd arriveer, my heer die graaf. Besiel op 'n keer moet ek nog vir jou sê om my nie op my naam of titel aan te spreek nie. Ek het 'n vreemde gevoel dat hierdie mure dalk Dink jy so? Ek's baie jammer meneer, maar aandete is nog nie gereed nie. Ons sal dit binnekort bedien. Ag nee. Ek sal maar net moet wag, maar dalk kan u my help. Natuurlik meneer, as ek enigsins kan. Maar kan u my dalk sê wie is die man in die kamer reg langs my? Ek het hom nog nooit voorheen gesien nie. Ek ken hom glad nie, hy's maar net nog iemand soos jy wat hier oorslaap. Ek moet weet wat is die man se naam? O aarde. Dis hy. So, jy wil weet wat my naam is. Ek het geweet ek sal jou kry. Ons sal moet veg tot die dood. Haal daai swaard van jou uit, meneer Snorbaard. Wat het jy gesê? Niemand noem my Snorbaard nie. Dis baie voorbarig. My naam is Rushford. Wat is jou probleem, meneer? Is jy dalk bang? Dis nie die optrede van die heer nie. O nee. Goeie aarde, die man weet hoe om 'n swaard te hanteer. Sien ek dink jy's in die moeilikheid. Dalk moet jy om verskoning vra, anders is dit die einde van jou. Dit was ongelooflik, sien. Ja, jy weet nogal hoe om 'n swaard te hanteer.
Nou, het ons weer nou klaar gespeel of is jy te veel van 'n laghart om jouself te verdedig, Snorbaard? Dit lyk my ek sal maar die wiel aan die rol moet sit, né? Miskien wil jy eers gou daaroor nadink, sien. En waarom sal ek dit wil doen? Nou goed, dra dan die gevolge. Stadig! My heer, ek kan hierby betrokke raak. Nie het u dan vergeet dat my lady nou enige oomblik hier kan arriveer. Ek moet eers hierdie saak afhandel. Wat op aarde gaan ons doen? My lady is hier. Skoon my heer, sy is hier. My lady het gearriveer. Nou goed, hou jy so lank hierdie mannetjie besig terwyl ek buite jou gegaan om my hier te gesels. Waarvoor wag jy? Toe, kom nou. Kom help, liever nie, ek is baie dom. My heer sal jou goed beloon. Daai mannetjie lyk vir my nou moeilik. As ons toe net 'n bietjie saamwerk, is dit die einde van hom. Ons sal nou klaar speel met hom, my heer. Ek kan gerus maar gaan. En moenie speel hierdie kapokhandjie kort 'n goeie losrang. Ek maak so, my heer. Lafaard! Ek sou graag self nog wou omsien, maar ek het belangrike saak. Kom af. Dis my eer wat hier op die spel is en daarvoor gaan julle twee sterf. Ek is jammer, meneer. Vergewe my, spaar asseblief my lewe. Ek vertrou dit sal genoeg wees om al die uitgawes te dek, my lady. Dankie, Rashford. Goeienaand. Kom aan, weg is julle. Dis alweer jy, né? Maar ek gaan nie my tyd met jou mos nie. Gaan sê jy vir jou baas ek wag vir hom as hy mans genoeg is om terug te kom. Jy kom voor dit te laat is. Wat gaan we jou stadig? Hou nou op, ek gaan jou nie seermaak nie. Hou nou op, bly net kalm. Jy gaan niks oorkom nie. Wat is jou probleem? Wat doen jy? Jy het my pa se swaard gebreek en jy gaan betaal. Dis nou genoeg, ons wil hom nie doodmaak nie. Reg, my heer. Wat doen die ou met so baie geld aan hom? Wat nou? Ons moet die meeste van daai geld vir die herbergier gee vir al die skade wat ons aan sy plek berokken het. Dit lyk my nie ons vriend gaan dit meer nodig hê nie. Is jou geld vir al die skade. Dankie, vriend. Wat steek hy nog vir ons weg? Hier so waar 'n brief, my heer. 'n Brief sê jy. Dis interessant. Ja, dis geadresseer aan meneer Treville. Dis belangrik om in Treville se goeie boekies te wees. Sorg dat ons vriend in die herberg kom. Goed, my heer. Ek glo dit nie. Hoe kon jy my swaard gebruik as deel van jou kombuisgereedskap? My pa gaan my nek omdraai. Jy moet nie van te hore Ek moet sê, dit lyk nie vir my of meneer dit ooit weer kan gebruik nie. Daarom het ek toe maar besluit om dit te gebruik. Miskien moet jy liewer eers hierna kyk. Ek betaal hiervoor. Ja, meneer. Is u baie seker dis die regte bedrag? Ek het nie soveel by my nie. Die rekening sluit als 'n meneer. Die bedrag is vir 'n skoon kamer, 'n ordentlike bord kos en ook al die items wat jy beskadig het. Ek is jammer meneer, maar ek sal u nie kan betaal nie want ek het nie 'n enkele sent by my. In daai geval moet ek ongelukkig jou perd hou totdat jy my kan betaal. Asseblief, my perd is al wat ek oor het. Ek wil nie jou perd wegvat nie. Ek wil dit net hou as waarborg totdat jy kan bekostig om jou rekening hier te betaal, meneer. Dis al. Ek is jammer, Roftie, maar jy sal 'n rukkie hier moet bly totdat ek jou weer kan kom haal en ek gaan jou mis. Totsiens, my vriend. Ek vorder nie jy's baie goed nie. Parys is baie verder as wat ek gedink het. Ai, kyk waar jy ry. Ek is nou sopnat gespat. Waarheen dink jy gaan jy miskien stop onmiddellik jou koets? As jy nou blind, het niemand jou geleer om te kyk waar jy ry nie. Dag moet jy liewes kyk waar jy loop. Sta jy aan kant toe anders as jy so praat soos 'n pannenbom. Dreig jy my dalk? Sê jy simmer of ek slag jou lewendig af. What's a dime? Noem jy dit 'n swaard? Ek het vergeet. Sal julle nou ophou stry?
Natuurlijk. Wie is dit? Ek voel soos 'n idioot. Sal jy asseblief ophou beklei? Ek vra om verskoning namens my koetsier. Jy hoef nie, dit is alles my skuld. Kyk hoe lyk jy. Staan stil. Moenie moeite doen nie, hy is regtig nie so erg nie. Dis geen moeite nie, meneer. Ek dink daarop aan. Kyk net hoeveel modder het die koets jou gespuit. Nee, asseblief, ek maak hier niks nie. Dan drink daarop aan dat ek jou ten minste vergoed vir al jou ongerief. Ek is jammer man, maar ek gaan nie toelaat dat jy my betaal nie. Jy verstaan verkeerd. Ek sou baie bly wees as daar enige iets is waarmee ek jou dalk kan help. Wel, daar is eintlik iets. Kan jy my wys op watter rigting lê Parys? Ek het so effens verdwaal. Maar dit is nogal so snaaks. Jy is al reeds in die buitewyke van Parys, jong man. Wat? Is ek in Parys? Regtig? Kyk 'n bietjie om. Ek glo dit nie. Die eerste ding wat ek moet doen is om vir my 'n goeie swaard te kry. Aha. Is daar iets waarmee ek kan help? Ja, ek stel belang in 'n swaard. Kom gerus in en kom kyk, maar hulle is redelik duur, meneer. Mens sien, baie dankie. Brakanyan het sy eerste nag in Parys deurgebring sonder 'n enkele sent op sy naam, terwyl hy sy bes probeer het om sy pa se kosbare geskenk weer reg te maak. Hey, wat dink jy doen jy daar? Ek probeer net om hierdie swaard reg te maak, meneer. Ek loop nou eers. Wag eers. Jy is nie van hierdie gewees nie. Wanneer het jy in Parys aangekom, seun? Vandag, ek bly eintlik in Bejarn. Is dit so? Het jy dan genoeg geld by jou? En waar bly jy? Nergens nie, meneer. Dit klink nie vir my reg nie. Jy het nie eers 'n adres nie. Kom hier. Nee, Wag eers. Ek moet jou arresteer. Staan stil. In die naam van die koninklike hof. Alle vreemdelinge wat agterdogtig moet gearresteer word. Kom terug. Waar gaan jy? Hey, oppas, kyk wat jy doen. Jy daar. Ek band nie gewoonlik met my klere aan nie. Gooiste. Ek is jammer, ek het nie geweet jy's daar nie. Nou, dis alweer daai mooi enetjie. Hallo. Dis so waar jy. Jy het jou mooi sakdoekie in die pad laat val en toe Jy's sopnat en dis alles my skuld. Ek is regtig baie jammer, meneer. dankie, as jy nie omgee nie, gaan ek net eers 'n bietjie flou word. Hy het flou geword. Hy's seker baie honger. Ek sal moet gaan help. Ek is lief vir jou. Meneer. Meneer, is tyd om op te staan. Nou nie, skatlam, wat van nog ou vriendjie? Wie's jy? Wat het jy aan jouself gedoen? Jy was baie mooier geweest. Ek is baie bly as jy so dink. Ek is Juliet se oom. My naam is Bonancieux. Jy kan maar gerus nog 'n bietjie slaap, dan bring ek later vir jou ontbyt. Ai, waar is ons? Weet jy werklik nie waar ons is nie? Ek is vergeet. Maar natuurlik is Parys. Juliet het my gevra om vir jou te sorg, want sy het 'n afspraak by die paleis. By die paleis sê jy? Ja, my niggie werk in die paleis. Sy is haar majesteit se persoonlike kamermeis. Aha. Nou verstaan ek hoekom sy so 'n verfynde en hoffelike dame is. Wat is dit gaan nou aan? Kom aan, ons kan dit nie misloop nie. Maar of as jy iets oorkom? Nog nooit nie uitbarstings van hierdie aard verskaf my groot plesier. Kom aan, dan wys ek jou wat daar onder aan die gang is. Dit pla my nie wat aan die gang is nie. Ai, ek kan mos nie so iets sê nie.
pad uit. Jy wat sinnig hierdie wind. Die kardinaal se wagte weet hoe om 'n swaard te hanteer. Die musketiers en die kardinaal se wagte kom glad nie oor die weg. My drinkgewoonte is dit niks met julle uit te waan nie en ek wil julle nie seermaak nie. Wat het jy gesê? Jy is 'n lafaard. Ek daag jou uit tot 'n tweegeveg. Stadig nou, anders het jy net nou slegte spysvertering. En niemand wat sy lewe liefhet sal dit waag om so met Athos te praat. Moenie 'n woord glo wat hy sê nie. Hy is die gevaarlikste van die 3 musketiers. Daar kom dit nou. Waarom leer jy nie liewer die ou messie voordat iemand seer kry nie? Jy kan daarvan vergeet. Dis werklik baie dom. Ja, goed. Waar sal ons begin? Wat van zoiets? Braaier. Hy wag het nooit 'n kans gehad nie. Wat so stadig nou? Die kom hy! Die win! Daai pabroeke is 'n verleentheid vir my, weet jy meer. Ek wil hulle nooit weer voor my oë sien, die raak van hulle ontslaan. Natuurlik, U Eminensie. Ek doen dit onmiddellik. Dit skeel my min as hulle met Treville se musketiers wil beklei, maar elke keer wat hulle verloor, word ek bespotlik gemaak. Mense lag vir my en nie vir hulle nie. Hoor jy my, William? Ja, Verstaan jy hoekom jy van die musketiers ontslaan moet raak? ek sou sê dat as die musketiers uit die pad uit is, sal sy majesteit die koning U wagte in sy diens stel. Is dit korrek, U Eminensie? Dis korrek, ja. En as sy majesteit hulle eerlikheid betwyfel en die volk hulle haat, is dit hulle einde. Dit klink goed, maar hoe gaan jy dit uitvoer? Dis maklik, U Eminensie. Ek sal iemand kry. Ek het nog nooit so 'n groot en sterk man gesien wat so goed kan beklei nie. En jy het hom nog nie eens 'n swaard sien hanteer nie. Net sy 2 beste vriende kan dit waag om met hom te kompeteer. Almal in Parys weet wie hulle is. Hulle is bekend as die 3 musketiers, maar hulle name is Porthos, Athos en Aramis. Ja. Verskoon my, meneer. Maar asseblief kyk waar jy loop. Wat doen jy? Verskoon my, meneer. Daai ou was Porthos, die musketier. Wat? Jy het 'n baie groot fout gemaak. So wat nou? Ons wil hulle maar net 'n bietjie skrik maak. Maar toe gaan julle 'n bietjie te ver en toe ruk dit hand uit, nie waar nie? Julle onverantwoordelikheid plaas ons in 'n baie groot verleentheid. Ek verbied julle om weer met die kardinaal se wagte slags te raak. Nou, ek wil nou nie met u argumenteer nie, my heer, maar dit was hulle wat die geveg begin het, was nie ons nie. Wel, as hulle die geveg begin het, verander dit die saak. Dis my opdrag dat julle julleself moet verdedig in enige situasie. Die musketiers moet reg laat geskied en altyd hulle eer beskerm. Reg so? Ja, u is reg. Natuurlik, my heer. My heer, ek dink ons het 'n probleem. Het ek jou nie uitdruklik gevra om my onder geen omstandighede te steun nie? Ja. Raak jy aan Jan word nie so maklik oorlê nie. Dis 'n jong oukie. Al is hy nou nie een van ons nie, dink ek ons moet dalk iets doen. Ek dink ons moet dit met die kaptein gaan bespreek en hoor wat hy te sê. Kom. Wie het die geveg begin? En wie is daai jongman wat Stoksel alleen kan sien vir die wagte? Maar ek het regtig geen benul nie, maar ek het hom op 'n stadium hoor skree. Niemand gaan van Brackenjan uit oorlê nie. Brackenjan. En hy sien swaar kans vir Wiedemer se wagte. Ja, nee, daai mannetjie weet hoe om 'n swaard te hanteer, dis verseker. Ja, hy is beslis een van die bestes. Miskien moet ons vir Brackenjan vra of hy nie ook 'n musketier wil word. Goeie idee, gaan haal hom. Hy sal nie spyt wees hieroor nie. Ek
Ek sal hom wys. Ja! Waarheen is jy op pad, meneer Wiedemer? Ek het jou 'n vraag gevra, meneer. Sorg dat jy pad gee, Atos. Jy het niks hier te doen nie. Daai ouetjie is tog nie een van julle nie, as hy. Nog nie, maar hy sal binnekort wees. Hy wil ook 'n musketier word en ons drie voel dit is miskien 'n baie goeie idee. Wel toevallig gee ek nie 'n duit om wat julle drie van hom dink nie. Sover as Brakanja nog nie 'n musketier nie. Hy het die wet oortree en sy swaard te gebruik. Luister, ek stem glad nie saam nie. Verskoon my asseblief. Mag ek jou wapen vir 'n oomblik leen? Kyk gerus goed hierna, meneer Wiedemer. Nou maar goed. Ek veronderstel dit is die wapen waarvan jy praat, Wiedemer. As jy mooi kyk, sal jy besef die swaard is nooit eers verwyder uit sy skede nie. Hoe kan jy hier staan en my in die gesig vat? Jy's 'n groot verleentheid vir my. Veral as jy die koninklike wag se naam so beswatter, Wiedemer. En dan is jy nog die leier. Ek vra om verskoning, u eminensie. Ek gee my woord, dit sal nooit weer gebeur. Ek is siek en sag vir verskonings, ek sal self die probleem oplos. Jy sal betaal vir jou onbekwaamheid en jou swak gedrag. Maak dat jy wegkom voor my oë. Ja, u eminensie. Daai musketiers gaan binnekort uitvind dis gevaarlik om speletjies te speel met kardinaal Richelieu, baie gevaarlik. Jy is net so goed soos jou pa met die swaard. En jou familie kan trots wees op jou. Wat dink jy toe nie, meneer Treville? Ek is mos nie meer 'n kind nie. Maar natuurlik nie. Ek dink maar net aan jou as my eie seun. Jy moet asseblief nie dink dat ek jou nie respekteer nie. O nee, dit gaan heeltemal oor iets anders. Wat is die probleem? My pa het vir my 'n brief gegee wat ek vir u moes bring, maar ongelukkig het iemand dit by my gesteel. By jou gesteel? Wie was dit? Die ou het 'n swart snorbaard gehad. Interessante swart snorbaard, sê jy. Wel, dink jy dis by jou gesteel omdat jy dit dadelik hier moes aflewer? Ek weet nie, meneer Treville. Vergeet dat ons twee kan later daaroor gesels. Waarom gesels ons nie oor iets anders nie? Kom sit gerus, dan vertel jy my van jou pa. Dit sal vir my 'n voorreg wees, meneer Treville. Mag ek maar regtig hier langs hier sit? Maar natuurlijk. Hey! Het jou pa jongens vertel jy vir jou ons twee al vriende is. Wonderlik. Ek ben jou sien wel. Jou pa en ek is feitlik soos broers. Hy het lank gelede my lewe gered. Het hy? Hy het my niks daarvan gesê nie. Ja, hy het. En ons twee het baie lank gelede 'n eed geneem dat ons lewens sal opoffer vir Frankryk. Julle twee so ware eed geneem. En voor ek vergeet. Die swaard is vir jou, seun. Dit's fantasties. Ek wou gister 'n nuwe een koop, maar dit was te duur geweest. Dis hier afgelewer deur 'n beeldskone jong dame wat gevra het dat ek asseblief die swaard vir jou moet gee. Ek sal haar nooit kan terugbetaal. Wie is hierdie dame, my vriend? Ek wens ek het self geweet, meneer. Maar sy het vir my hierdie mooi sakdoekie gegee. Dit ruik soos vars blomme. Miskien verskil jy tog van jou pa. Wat het jy nou net gesê, meneer Treville? Niks nie. Ek het sommer net Ek het 'n appeltjie te skou met daai swart snorbaard. Wat dink jy doen jy? Nie so ja, ek is regtig baie sag jammer, meneer. Jy gaan nêrens heen nie. Wat is jou probleem? Ek verwag respek van jou jongman, anders sal ek jou moet uitdaag tot 'n tweegeveg en dit gaan baie onregverdig Nee, wees. ek is nie bang vir 'n tweegeveg nie, maar dan sal jy baie vinnig moet besluit want ek is nou haastig. Besef jy wat dit beteken? Ja, noem net die tyd en die plek en ek sal kom. Goed dan, by die ou Dominikaanse klooster so 12 uur vanmiddag. Ek sal daar wees, meneer. Dan moenie dat ek vir jou staan en wag nie. Waar jy dit gekry, Atos? Ek het lanklaas so 'n goeie stukkie leerwerk gesien. Is regtig baie Maar ek mooi. is bly jy hou daarvan. Ek het dit net gister aangeskaf. Die vakmanskap is baie indrukwekkend. Jy moes beslis 'n fortuin hiervoor betaal het. Ha, dink jy miskien ek van geld aan mekaar gesit? Dis spotgoedkoop, dit was maar net los. Nou genoeg, jy gaan net vuil maak met daai smerige bote van jou. Ontspan tog, Atos. Dink jy ek kan miskien O, nou. hoe lyk die beld onder jou baadjie? Nee, jy kan nie. Los my baadjie uit. Los jy nie ander mense se goed uit nie. Waar is ek? Moet jy maar net kan sien nie. Ag, my gaan nie. Waar gaan jy? Hans? Jy geweet die helfte van jou beld is weg, Atos. Lyk baie snaaks. Oho. Baie dankie hiervoor, Brakkanjan. Skaal my mors dood.
Nou kan 'n mens verstaan hoekom was dit so goedkoop. As jy nie 'n hele belt kan bekostig nie, vir wat koop jy dan een? Hou jy liewer jou neus uit my saak uit. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Wat gaan met jou aan? Dit was dat jy nog gesnuiter is nie dat ek jou sommer nou uitgedaag vir 'n tweegeveg. Wel, ek is gereed vir 'n tweegeveg. Wat? Jy gaan nie ernstig wees. Luister Atos, het jy bedoel wat jy gesê het of daag jy almal links en regs uit en dan hol jy weg toe? Ek het nie heeldag tyd om te wag nie, jy sal moet besluit. Jy gaan daai woorde nog berou. Jy kan die tyd kies en dan ontmoet ek jou agter die Dominikaanse klooster. Ek ontmoet jou daar om 12:30. Wat? Jou poesie speel skoon armes elke keer wat ek dit hoor, voel dit vir my asof ek in die paradys is. Sal jy asseblief weer vir my een voordra? Liewer nie, my liefste. Net nou raak jy moeg vir my en dit sal 'n groot ramp wees. Net enetjie asseblief. Poesie is nes wyn, my skat. Selfs die beste smaak gaan verlore as jy te veel daarvan kry. Nie waar nie? Jy toer alweer met woorde. Weet nie hoe kry ek altyd onskuldig in die moeilikheid te beland nie. Stadig. Ek is jammer meneer, maar ek wonder nou, mag ek miskien vir jou 'n vinnige vraag vra? Ja, wat is dit? Waaroor is jy so ontstel meneer? Sit onmiddellik jou swaard terug in sy skede. Jy's in die teenwoordigheid van 'n dame. Jammer, ek het julle gesteur. My naam is Brakkanjan. Moenie vir die jonge heer kwaad wees nie. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Jy hoef my nie te beskerm nie. Lyk my sy hou sommer van my ook. Brakkanjan, ek daag jou uit tot 'n tweegeveg. Wat? Wil jy regtig vir my beklei? Die mannetjie het geen maniere nie. Ek gaan nie toelaat dat hy so optree voor 'n dame nie. Wel, ek het een so teen 12 en dan het ek nog een so teen 12:30. Dit beteken ons twee geveg is aan vir 1 uur. 1 uur is uitstekend. Ek kry jou agter die ou klooster. Hey, Portos, wag eers. Portos, Athos. My vriende, almal begin en een vir almal. Hoekom kry ek die gevoel dat ons drie vir dieselfde rede na mekaar soek? As ek reg is, ek sê ons het al drie 'n probleem. Ja, ek is bevrees, Athos is reg. Jy kan eers gesels. Ek het 'n sekondant nodig teen 'n arrogante snuiter. So jy het ook 'n tweegeveg al vanmiddag. Wat? Dit beteken ons het al drie sekondante nodig, nie waar nie? En wie is jou opponent, Portos? Strand 'n snuiter met die naam van Brakkanjan uit Bear. Maar dit is teen wie ek gaan beklei. Ek glo dit nie. Wanneer begin jou geveg? 12:30. 1 uur. My geveg begin 12 uur. Klink asof Brakkanjan teen ons al drie wil veg, een na die ander. Man is stapel gek. Daai snuiter het geen idee waaraan hy hom begewe het nie. Arme mens, ek dink ons hoef ons te kommer oor daai mannetjie nie. Ek dink hy oorskat homself. Teen die tyd het hy lankal sy fout agterkom en die pad gevat huis toe. Wel, ons sal binnekort weet of jy reg is daaroor, Athos. En toe die groot klok bo kan die Dominikaanse klooster 12 uur slaan, was Brakkanjan juis op pad om sy eerste opponent, Portos, te ontmoet. Jy het uiteindelik opgedaag. Ek het mos gesê ek sal 12 uur kom. Ek kan nie glo dat jy so iets wil wag nie, Brakkanjan. Of wat nie? Jy ken nog glad nie vir Brakkanjan nie. Ek sien kans vir enige tweegeveg. Waarvoor wag ons nog? As jy seker jy sien kans hiervoor. Ag kom aan, jy mors my tyd. Dis seker jou eerste tweegeveg, nie waar nie? Twee gevegte het sekere erekodes. Elke vegter het 2 sekondante nodig. Wat se goed. Ek het nie geweet nie. Mag ek my na aan jou voorstel? Maar wat gaan nou? Dis nou die ander 2 wat ek uitgedag het. Aangesien dit duidelik is dat jy geen benul het van die reëls van 'n tweegeveg nie en ook geen sekondante het nie, het jy nou die geleentheid om die saak weer te oordink. Dit lyk my dan meneer te beseer, maar is dit baie seer? Ek het iets hier wat baie goed is vir die pyn. Wat se goed? Hierdie self sal die pyn onmiddellik verlig. Smeer gerus 'n bietjie aan. Baie dankie, maar ek kan dit nie aanvaar nie. Nou waarom mag jy nie? Ons is hier om 'n tweegeveg te veg en ek kan nie hulp aanvaar van 'n teenstander nie, want my trots laat dit nie toe nie. En wat nogal van my trots? Dit gaan my nou baie slegte lig plaas as ek teen 'n beseerde man baklei, want almal gaan nou vir my staan en lag. Nou kom ons stel ons tweegeveg uit tot jy eens beter voel. As jy nou 'n slim seentjie was, dan het jy ons onmiddellik om verskoning gevra, eerder as om hier te staan en ons te irriteer. Wel as jy nog boonop doof ook. Ek moet sê, Athos, jy het my definitief oortuig dat ek onmiddellik om verskoning moet vra. Dit is 'n wyse besluit. Toe, waarvoor wag jy dan nog? Ek sal bly wees as ek eers iets kan sê. Ek wil eintlik teen julle al drie geveg het. Daarom wil ek vir julle twee 'n baie groot guns vra. Die mannetjie is 'n nagmerrie. Sê nou maar net Portos beseer my. En ek kom iets oor, dan gaan ek mos nooit die kans kry om teen die ander twee te veg nie. Ek dink julle moet al drie gelyk teen my veg. Die kind is so waar ernstig. Ek het nou genoeg gehoor, Brakkanjan, my geduld is nou werklik waar op. Dit lyk my nie jy verstaan waaroor dit gaan nie. As 'n musketier sy woord gegee het, dan moet hy mos daarby hou. So wat van die salf? Gaan jy dit opbreek? Ek het nie jou medisyne nodig nie. Ek kan met 2 oë van jou en jou swaard ontslaa raak. Maak dan soos jy lus het. Ek het maar net gedink ek kan jou dalk help.
mag die beste hond wen. Dit beteken beslis ek. Gooi. Ek kan nie glo daai mannetjie is so goed nie. Portos kan skaars byhou by hom. Wat kan jy nie sien wat Portos doen nie? Hy is besig om die skrik op die lyf te jaag. Net die een wat twak. Hy is laf. Angaan! Probeer Net weer. oor Portos so effentjies uit oefening het. Louklaas aan 'n 2 geveg deelgeneem. Daai mannetjie het sover elke hou van Portos gekortwiek. Ooste. Ek glo dit nie. Ek het dit gesien. Waar is hy? Dis genoeg, die geveg is oor. Dankie. So gou. Nou maar, goed dan. Brakanje, ons het jou vaardighede met die swaard onderskat. Jy's baie beter as wat ons gedink het. Jy kan nou maar as een van ons beskou word. Een van julle? Wag 'n bietjie. Dan mag ek seker nou die sal vir jou gee. Jy mag maar seker. Ek waardeer dit, dankie. Almal vir een en een vir almal. Wagte, die kaptein het gearriveer. Is jy gelukkig in jou nuwe pos? Ja, meneer, dankie. Goed, ek is bly. As jy enige probleme het of enigiets nodig het, moet jy nie bang wees om te praat nie, hoor. Ja, meneer. Jy het reeds kennis gemaak met meeste van die menere, maar ek wil jou graag voorstel aan ons nuwe toekomstige musketier. Sy naam is Brakanje. Het lyk my almal hier rond gee van meneer Terwiel, né? Ja, jy sal moet doofstom en blind wees as jy in Parys wil bly en nie die kaptein ken nie. Die eerste ding wat jy moet weet is ons wat die kasteel bewaak word musketiers genoem. Beteken dit so waar dat ek ook eendag een kan word? Natuurlik, maar jy moet ontslaa raak van daai uitdrukking op jou gesig wat sê ek mag klein wees, maks baie per maand. Baie snaaks. Die hoog. Is dit waar dat u meneer Terwiel se werk bo myne verkies? Dis glad nie wat ek gesê het nie. As u majesteit dit so verkies, sal ek my bedanking as eerste minister indien. Andersins versoek ek dat die musketiers wat betrokke was by die 2 geveg agter die klooster ernstig gestraf word. Ons kan nie sulke swak en ongewenste gedrag goed praat nie. Dit is nou genoeg, eminensie. Werklik, meneer Terwiel. Dis uiters onbedagsaam om 'n kamer binne te kom sonder om eers te klop. Met die verlof, majesteit, sal ek graag sy eminensie wil antwoord en sê dat indien hy my nie hoor klop het nie, is dit omdat hy te hard gepraat. Ek verstaan dat hy die musketiers bespreek en daarom behoort ek teenwoordig te wees. Is dit korrek, majesteit? Ja, absoluut. Ons stem albei saam, u eminensie. Natuurlik, u majesteit. Dis weer sy. Ek kan dit nie glo nie. Juliet. Dis so sê, jy ken my mos. Brakanje is my naam. Hoe het jy in die paleis ingekom? Meneer Terwiel het my ingebring. So dis nou waar jy eintlik werk. Juliet, kan ek maar inkom? Ek is jammer, maar jy mag nie hier inkom nie. Sy's pragtig, maar baie raar. Au, au, au. Au, wat doen jy? Laat my kan weg nie goed. Ek kan nie asem kry nie. Ek besloot, wat is dit? Help! Is jy dan doof? Ek het mos vir jou gesê mans mag nie hier inkom nie. Ek is jammer, juffrou. U majesteit, aangesien u my wagte verbied het om hulle swaarde te gebruik, behalwe in uitsonderlike gevalle, behoort die reël vir almal te geld. En die wat dit verontagsaam, moet swaar gestraf word. En Terwiel, aangesien jy probleme het om eenvoudige konfliksituasies te hanteer, voel ek dat jy glad nie bevoeg is om deel te wees van die koninklike wag nie. U majesteit, ek beveel aan dat die musketiers en sy eminensie se wagte hierdie saak uitbeklei. Dan kan u en u alleen besluit wie u verkies in die koninklike wag. Wel, hy sê seker niks aan moet dink. U majesteit, as u so vriendelik sal wees om my toe te laat, sou ek ook graag 'n voorstel aan u wou maak. Vrede vir een dag. En as daar vir 24 uur geen insident plaasvind nie en die een van die musketiers lig 'n swaard nie, laat ons dit daar. Maar as dit nie gebeur nie, moet hulle onmiddellik die paleis verlaat. Aanvaar jy dit, Terwiel, of stem jy saam dat jou straatboere hoegenaamd nie orde in die strate kan handhaaf nie? Goed dan, ek sê jou voorstel moet aanvaar. Jy is tog so 'n redelike man, kaptein Terwiel. Maar beteken dat hulle mag nie hulle swaarde gebruik, selfs al probeer ons hulle uitlok nie. Korrek. Die oomblik wat 'n musketier die ooreenkoms verbreek, wen ons die argument.
Los dit vir my, u eminensie. Julle mag nie baklei nie, al lokkie wagte julle uit. Ek het vir hulle my woord gegee en ek weet ek kan julle vertrou, maar onthou dat die volgende 24 uur beslis nie maklik gaan wees. Roftie! Roftie, kom terug! Roftie! Ai, toch. Ai, stadig! Ja! Roftie! Ek is so bly om jou te sien. Roftie, jullie my. Roftie, hou my meneer. Maar jy's mos die stalknecht van die herbergier. Ja, meneer, en ek is baie bly ek het u gekry. Dan waarom verbaas het my nie? Jy soek natuurlik die geld wat ek julle skuld. Nee, dis nie waaroor ek gekom het nie. Die herberg is gesluit, meneer. Maar nou sit jy sonder werk en jy was nou so gelukkig daar. Ja, maar die gaste het by die dag minder geword, meneer. Daar het omtrent niemand meer by die herberg opgedag nie en die eienaar moes dit sluit toe ek weg is, het hy vir my u perd as betaling gegee. Ek wou dit nie gehad het nie, ek kon dit seker verkoop het, maar ek het gedink dat u hom seker mis en toe bring ek hom maar saam met my Parys toe. Jy het die regte ding gedoen. Maar ek sal moet ergens geld in die hande kry. Ja. Ek is sommer nou weer terug. Nee? Bly net daar. Julle is in my pad, maak dat julle wegkom. Het julle dit gehoor, meneer? Ons vriend wil graag die brug oorsteek. Jy is welkom, maar jy sal dit maar op jou knieë moet. Het jy nie gehoor nie? Op jou knieë, waar verwag jy nog? Ek weet wat se probleem. Ja, jy's 'n klein man. Dis nog genoeg. Miskien sal jy die volgende keer 2 keer dink, né? Doe al uit daai swart. Of is jy te veel van 'n lafaard om dit te doen? Jy's 'n fabro. Wag! Wat soek julle hier? Toe net weg is jy. Ons sal die saak verder hanteer. Dankie, meneer. Is julle reg? Ons is gereed vir 'n geveg. Oh nee, inteendeel. Ons vra om verskoning namens hom. Nee, julle kan vergeet. Hoe vet ek weg? Praat julle nou van my? Wie anders dink jy? Toe lê op die grond. Wat sal ek nou op die grond lê? Ja, goed. Vet ek se maag is beslis 'n probleem, lyk dit vir my. Wat gaan aan? Hi, Athos. Hoekom lê jy nou op die grond? Hou jou neus hier uit, Jan. Ek wil geld by jou leen. Mooi, kan jy rukkie wag. Maar ek is baie haastig. Toe, op jou knie, gou, jou klein klopneus. Op jou knie. Voor ek my vererg. Maak soos die man sê. Ons het nie julle opinie nie. Toe, op jou knie. Wat vergeet dit, ek laat my nie beledig. Doen dit, anders leen ek jou nie 'n bloue duit nie en dis 'n belofte. Los my uit, ek het so pas van plan verander. Is julle nou tevrede? Gryp onder deur met bene. Is julle klomp nou tevrede? Hey, stadig. Ek my sewe. Toe, wat? Dan werk ek kom aan. Versigtig. Wat gaan aan met julle twee? Hy maak gekke van jou. Ek my sewe. Goed dan. Nee. Ag nee, wat het jy nou aangevang? Vat so. En so. En nog slag so. So ja, dis die einde van daai spul. Hulle gaan beslis nie. Ek gaan dit onmiddellik rapporteer aan sy eminensie. Nee! Sal julle twee my nou uitlos? Ek sal hom wys. Dankie, maar vergeet om 'n polisman te word. Pas. Wat doen jy? Ag nee, wat doen ek nou? Terwyl alles is hier nog maar net 'n kadet word hy almal aanvaar as een van die musketiers. Dit is korrek, U Majesteit. Ek kan dit nie ontken. Jy kan jou kop maar oplig, jongman, en luister baie goed na wat ek te sê het. Nou, toe nou. Ek kan nie glo wat ek voor my sien nie. Hy's 'n blote kind. Ek kan glad nie die humor hierin sien nie, U Majesteit. Hierdie seentjie het my wagte aangeval en almal hoogs ons. Hierdie mannetjie het sowaar ervare wag vir jou plat geslaan. En hy behoort gestraf te word, U Hoogheid. Ja, absoluut, Heer Eminensie. 'n Goeie pak slaas, miskien al wat hy nodig het. Nee, moenie. Los my. Ek is jammer, maar dis 'n opdrag van die koning. Laat hom gaan. Hæ?
Die mannetjie is vir niemand bang nie, maar hy het 'n ewige vrees vir 'n pak sla. Dis 'n teken van volwassenheid. Hy is verskoon. Verskoon my? En hierdie goudstukke is vir jou. Nou het ek my skuld betaal. Ja, ek het geweet ek kan op meneer reken. Maar ek sal nou maar moet gaan. Wag 'n bietjie. Jy kan mos my knegg word. Ekskuus? Wat het jy gesê? Ek moet u knegg word. Ek is nou nog maar net 'n kadet, maar een van die dae is ek 'n volwaardige musketier. Wel, ek kan nie jy skies en keer as dit by werk kom nie. Ek sal graag vir u wil werk, meneer. Ja, baie dankie, dis wonderlik. Jy sal nie spyt wees nie. Hi, wat is jou naam? U kan my maar Planchet noem, meneer. En ek is Brak aan Jan. Ek vertrou jou volkome, Juliet. Dis vir my 'n groot eer, U Majesteit. 'n Mens is nêrens meer veilig nie. Richelieu se netwerk strek deur die hele Parys. Sy spioene is om elke hoek en draai. Ek word selfs hier in die Louvre Paleis dopgehou. Jy moet baie versigtig wees. Ek is baie onrustig hieroor, Juliet. Dis beslis nie net ek wat in gevaar verkeer nie. Die hele Frankryk se toekoms is in die weegskaal. Ek verstaan, U Majesteit. U kan my maar vertrou. Kom nader, Juliet. Tree so normaal as moontlik op wanneer jy huis toe gaan. Ek wil nie hê enige iemand moet agtertogtig raak nie. Verstaan jy? Wat se inligting het jy vir my, Rosput? Ek bring vir u 'n belangrike brief. U moet dit miskien lees. Dis wat 'n mens gewoonlik met 'n brief doen, Rosput. Die hertog van Buckingham het skielik uit Londen verdwyn. Gerugte doen die ronde dat hy baie siek is, maar ek vermoed dat iemand iets probeer wegsteek. Teen die tyd wat jy hierdie brief lees, is hy heel moontlik al in Parys. Dis baie duidelik dat die hertog teen hierdie tyd alreeds in Parys is. Het jy enigiets ongewoons agtergekom sover dit die koningin aangaan? 'n Jong dame en vertroueling het vanoggend haastig die paleis verlaat as dit belangrik is. Sou jy dit as suspisieus beskou? Nie eintlik nie, sy het elke week 'n dag af. Wag 'n bietjie. Wat's verkeerd? Dis baie moontlik dat die koningin en die hertog van Buckingham juis staat maak op die dag wat sy af is. Van nou af kan ons nie bekostig om enige iets mis te kyk nie. Hou almal dop en veral daai jong dame. Dalk lei sy ons nog na die hertog toe. O aarde, hulle hou my dop. Ek is klaar onder verdenk. En die afspraak is vir skaars 'n uur. En as Wedimer se wagte my agtervolg, gaan hulle mos uitvind waar die hertog is. Ek weet, Brak en Jan kan my mos help. Ek het gehoop ek gaan jou weer sien. Jy moet my asseblief met iets baie belangriks help. Maar natuurlik, jy kan my enigiets vra, sê net wat dit is. Sal jy asseblief eentjie saam met my gaan stap? Sal jy dit asseblief weer 'n slag sê? Wil jy nie asseblief saam met my gaan stap nie? Natuurlik, kan jy nog vra, dis wonderlik. Het jy dit gehoor, Planchet? Ja, meneer. Ek kan glad nie verstaan hoekom daai Wedimer ou ons die hele tyd agtervolg nie, Juliet. Dink jy hy is miskien aangesê om jou te beskerm? Mens sog die sonnetjie bak daarom lekker vandag, né? Wat sê jy? Hy hou ons alweer dop. My gaan hom reg sien, dis nou meer as genoeg. Lekker dag vir uitstappie, né? Dis reg. O, is dit so? Maar vir wat stap jy dan nie 'n entjie verder nie? Miskien in daai rigting. Nou maar goed. Nie omdat jy dit voorgestel het nie, maar omdat ek dit verkies. Huh? Juliet, waarheen kon sy verdwyn het? Sy was daar nou nog nie gewees. Juliet! 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 Die vroumense het soos mis voor die son verdwyn terwyl ek al die hele tyd dopgehou het. Juliet het besluit om haar belofte aan die koningin getrou na te kom. Al sou dit beteken dat sy te midde van die gevaar dalk haar lewe op die spel sou misplaas. Sy kon maar net hoop dat sy daarin geslaag het om van Wedimer ontslae te raak. Maak oop, dis Juliet. Kom maar in. Die hertog wag al reeds vir u. Sal jy asseblief saam met my kom? Natuurlik. Ek weet nie wat die rede vir die besoek is nie, maar ek wens jy alles van die beste toe. Stap gerus in. Goeiedag, U Hoogheid. My naam is Juliet. Ja, ek weet. Welkom. Gaan dit goed met die koningin? Ja, U Hoogheid. Sy kan nie wag om u uiteindelik weer te sien nie.
Nou maar goed. Wanneer en waar moet ek haar ontmoet? Wees gereed om my oor 3 dae op die stadsplein voor die standbeeld van Sint Maarten te ontmoet. Nou maar goed, ek ontmoet jou voor die monument so teen 12:00. Ek moet onmiddellik vir haar majesteit gaan sê dat ek die hertog van Buckingham gesien het en met hom gepraat het. Ek sal dadelik pad gaan. Wiedimer, hy's op pad hierheen. Wat gaan ek doen? Hy lyk baie in gedagte. Miskien sal hy my nie raak sien nie. Goeiedag. Ja, die stelle vir jou. Sjoe, ek het daarmee weggekom. Ek het haar beslis al ergens gesien. Maar natuurlik, dis Juliet, die koninginskamermeisie, dis wie sy is. Wat verkeerd, kaptein Wiedimer? Maak gou, julle moet haar onmiddellik keer. Na watter dame verwys jy, kaptein? Wel. Die dame met die swart mantel, ek beveel julle om haar onmiddellik te keer. Die een wat dit reg kry word bevorder. Lees die Wag 'n bietjie. Dis was nog nie. Waar gaan nie? Kom aan, wag. Wag vals. Ja? Waar kom u vandaan, juffrou? Wat het gebeur? Ek sal later verduidelik, Planchet. Kan ek asseblief verlof te leen? Daai wagte is agter my aan. Maar natuurlik, juffrou, wag, laat ek u gou help. As u dalk na meneer Brackenjan soek, hy sal vanaand by die Pont Neuf wees so teen 8:00 se kant. Dankie, Planchet. Sê vir hom ek sal hom vanaand sien. Goed, juffrou, ek sal. Kom aan, Rag, die weg is ons. Hey, wag Nee, meneer, wag hier. Ja, wat is dit? Wag, stop ek net. Oh, no. Juffrou Juliet het hulp nodig. Richelieu se manne het haar agtervolg en sy het verlof te geleen om van haar af weg te kom. En net voordat sy verdwyn het sy gevra dat meneer haar om 8:00 hier by Pont Neuf moet ontmoet. Dis goed, baie dankie, Planchet. Ek is baie bekommerd oor Juliet, Planchet. Maar hou dit vir jouself. Ons gaan hulp nodig hê. So kry vir Athos armies en Porthos en sê vir hulle wat aan die gang is. Goed, meneer. Daai tweeetjies het my sopas 'n groot guns bewys. Ry. Weg is julle. Die snap ek het daai koets geval. Haai, wag! Jy het iets laat val. Haai, wag 'n bietjie. Jy het jou sakdoek laat val. Vir wat verloor jy so baie Ek goed? het dit nie verloor nie, Brackenjan. Dis 'n geskenk wat uit my hart uitkom. En dan ken jy nog my naam ook. Waarom is jy so verbaas? Almal in Parys weet van jou heldedade. Ek dink hulle oordryf 'n bietjie, juffrou. Ek leer maar nog om 'n musketier te word. Wel, ek is baie seker jy gaan die beroemdste een van hulle almal wees. Ek is baie bly om dit te hoor, want ek voel self ook nogal so. Ek hoop net ek kan aan almal se verwagtinge voldoen. Ek hoop ons tweeetjies kan verder gesels op 'n latere stadium. Sy's pragtig en sy dink ek gaan 'n wonderlike musketier wees en boonop wil sy my weer sien. Ek het vergeet van haar sakdoek. Woon sy in hierdie huis? Ek het geweet hy gaan kom. Wag! Kom binne. Wat? Ek spyt jammer. Toe nou, wat is jy so skaam? Jy kan gerus binnekom. Dankie. Ek voel gevlei dat jy soveel moeite vir my doen, Brackenjan.
Wel, dit is baie groot. Jy hoef nie verleë te voel nie. Al my intieme vriende noem my Milady en ek wil graag hê jy moet dieselfde doen. Goed. Dit is vir my 'n eer en 'n voorreg om deel te wees van u intieme vriendekring en boonop is u so 'n pragtige vrou. Waaroor leer ons mekaar nie beter ken oor 'n heerlike koppie tee nie. Ek is doodseker jy sal sommer baie daarvan hou. Dis 'n baie goeie idee. Wat mekeer, hou jy nie van my tee nie? Ek weet nog nie. Ek hou van heuning in my tee. Miskien wil jy ook 'n bietjie daarvan probeer. As u daarvan hou, sal ek ook daarvan hou. Wil jy self ingooi? Dit was nie heuning wat jy in jou tee gegooi het nie, Brackenjan, maar 'n hipnotiese drankie wat jou in my mag blaas. Jy is magteloos om iets te doen. Jy sal nou my bevele uitvoer. Ek wonder wat het van Brackenjan geword. Rolf, die ek moet nou gaan, ek is jammer, ek kan nie langer wag nie, maar jy moet hier bly in geval Brackenjan opdag. Jy verstaan mos wat ek sê. Rolf, die is dan alleen. Waarheen het die ouetjie verdwyn? Hy moet hier naby ergens wees, julle. Brackenjan! Brackenjan! Môreoggend om 3:00 gaan jy die koningin vermoor. Wat kom soek jy die tyd van die nag by die paleis? Maar jy is Brackenjan, een van die musketiers se kadette. Wie kan dit wees? Môreoggend om 3:00 gaan jy die koningin vermoor. Wie sê, wat is jou naam? Brackenjan, wat op aarde maak jy hier? Halt! Halt! Hey! Wie is daar? Ek is jammer ek het u wakker gemaak. U kan maar weer slaap, u majesteit. Juliet, ek was so bekommerd oor jou. Wat het gebeur sodat jy vanoggend hier weg is? Kardinaal Richelieu se manne het my agtervolg, maar ek kon gelukkig daarom van hulle af wegkom. Jy was baie gelukkig geweest. Ek het dit reg gekry om met die hertog van Buckingham te praat. Hy wil u oor 3 dae sien. Ek sal hom na die paleis toe bring en dan kan u met hom gesels. Ek is jou baie dankbaar, Juliet. Met jou hulp sal ek kardinaal Richelieu se planne kan kortwiek. As iemand weet dat die hertog hiernatoe kom, kan dit ernstige probleme veroorsaak. Ek verstaan jou. Hoe durf jy? Asseblief, meneer. O, liewe aarde. Dis Brackenjan. Dit lyk my jy ken hom. Ja, maar ek dink daar's iewers 'n probleem. Môreoggend om 3:00 gaan jy die koningin vermoor. Wat doen jy? Nee! Brackenjan. Wag hier, ek sal net 'n paar minute wees. Brackenjan was definitief hier. Wel, my vriend? Alles verloop nog volgens plan. Nou ja, ek het beslis my deel nagekom. Die res hang nou van u af. Jy kan op my vertrou. Ek stel voor dat jy nou liewers vertrek, maar stuur asseblief die koets weer terug. Ja, eminensie. Ja! Brackenjan, wat op aarde gaan met jou aan? Het jy nou mal geword? Nee, wat jy dit doen, Brackenjan, nou op. Jy weet nie wat
Jy doen nie prak in jou nie. Ag nee. Prak in jou. Hou vas, Juliet. Kom help my asseblief. Ja, my. Staan nie in kant toe, Juliet. Die meester, asseblief hou op. Dis nou genoeg. Oh my goeie, wat doen ek? Raak in Jan. Dis verskriklik. Ek hoop nie die seun is baie ernstig beseer nie. Is hy 'n vriend van jou? Ja, die majesteit. Sy naam is Brackenjan. Hy's een van die musketiers se kadette. Maar dan is hy mos die een wat saam met die musketiers teen die kardinaal beklei het. Hy's die beste kadet, die majesteit. Maar wat het dan veroorsaak dat hy so vreemd optree? Ek weet nie, iets moes met hom gebeur het. Wat maak jy my die tyd wakker? Ek hoop dit is baie belangrik. Dit is, U Majesteit. Ek het inligting ontvang dat een of ander waansinnige beplan om die koningin vannacht te vermoor. Ek glo dit nie. Wil jy my wys maak dat hy die paleis onwettig binne gegaan het? Ons het met die musketiers gepraat wat op diens was en hulle het bevestig dat dit wel Brackenjan was. Grote genigtig weet hulle waar hy nou is. Nee, kaptein. Nou, ek gaan vir die manne wat op wag is vra. Ons het hulle gevra om stil te bly totdat ons weet wat hier aan die gang is, kaptein. Ag, ek is baie trots op jou en miskien kan ons die probleem oplos voor iemand daarvan te hoor kom. Sê vir die manne wat op wag is, hulle moet asseblief optree as niks gebeur het nie. Nee, wat gaan nou aan? Hey, wat doen jy? Lyk ek dalk vir jou soos 'n vis? Hy reageer heeltemal anders as toe hy hier ingekom het. Ek hoop net nie hy het breinskade opgedoen nie. Moes nou iemand vir my sê wie hierdie vrou is, hoekom ek hier is, hoe laat dit is, wat op aarde maak ek hier? Wil jy vir my sê jy onthou souwaar niks nie? Hierdie dame is koningin Anne en jy wou haar om die lewe bring. Ja, dis onmoontlik, ek glo nie 'n enkele woord wat jy sê nie. Dis asof jy in 'n trance was. Wat het met my gebeur? Daar moet 'n verduideliking wees. Al wat ek onthou is dat ek 'n sakdoek opgetel het, 'n mooi dame ontmoet het, saam met haar tee gedrink het en verder kan ek niks onthou nie. Ons sal die vrou moet opspoor. Ja, goed. Dis ek, Louis. Is daar iets verkeerd? Antwoord my. Dis die koning. Die Majesteit slaap hier miskien al. Miskien het die moordenaar lankal reeds sy afgryslike daad gepleeg. Ek weier om dit te aanvaar. U Majesteit. Luister, U Majesteit, maak oop die deur asseblief. Ek is nou by jou, Louis. En maak nou dadelik die deur op vir my. Ja, goed, ek kom. Sy verkeer in absoluut geen gevaar nie. Ek verstaan dit nie, U Hoogheid. Die majesteit sal die asseblief vir Brackenjan vergewe en sy vryheid vir hom teruggee. Nou maar goed, hy mag maar gaan. Kom aan, mag gaan. Ek is reeds op pad. Dis absoluut wonderlik. Ek kan my oë nie glo nie, dis 'n geheime tonnel. Ons het nie veel tyd nie. Ek dink jy moet eerder voorstel. Nou maar goed, jy weet seker wat jy doen, Juliet. Kom asseblief in. Wat doen julle hier die tyd van die nag? Is jy veilig? Natuurlik is ek. Dit sy leef nog. Milady se plan het hopeloos misluk en die nare klein Brackenjan bevind hom nog steeds hier ergens in die paleis. U eminensie, ek hoop u besef dat dit na middernag is en dat u in die koningin se slaapkamer is. Is dit nie omtrent tyd dat u besef? Dit was net als 'n vals alarm nie. Ja, ek is baie jammer, ek vra u om vergifnis. Richelieu, vir my is die koningin se veiligheid ter enige tyd al wat tel. Ek moet nou omdraai. Volg nie die ligstrale daarvoor sodat jy by die uitgang kom. Juliet, ek hoop jy besef hoe baie ek alles waardeer, maar as jy in een of ander moeilikheid is of dalk 'n gevaar verkeer, moet jy my asseblief net sê, want ek sou jou baie graag wou help. Ongelukkig is ek nie in die posisie om iets te sê nie, maar wanneer ek mag sal jy die eerste een wees met wie ek praat. Toe weg is jy nou en sorg dat jy nie verlei word deur 'n ander mooi vrou. Bedoel jy ek gaan kom dan? Jy's regtig baie snaaks. Jy gee glad nie vir my om nie. Jy dink net aan jouself. O nee. Ek was nooit vir haar majesteit gevra om jou vrou te laat nie. Ek is baie dankbaar. Glo jy my glad nie? Ek weet nie waarom ek besorgd is oor jou nie, of waarom ek jou liefhet nie. Sy is besorgd oor my. En sy is lief vir my. So, ek is weer vry. Meneer het nog net mooi niks geëet. Meneer gaan siek word en dis nie 'n goeie idee nie. Wat? Dis baie belangrik dat meneer iets moet eet. Ek kan nie eet nie, want ek dink die hele tyd net aan Juliet. Bekommer u vir niets, sy sal niks oorkom nie. Juffrou Juliet weet hoe om na haarself te kyk. U sal sien, meneer.
Miskien is jy reg, maar ek het 2 dae laas van haar gehoor. Hey, wag 'n bietjie. Daar was dan net 2 broodrolletjies hier gewees. Wat gaan aan? Dag sê. Dis jy van daai diewerige muise. Ja, jy dalk gesê dief. Ja, waar kom jy aan daai stuk kaas wat binnekort in jou maag gaan wees? Toe antwoord my. Luister, ek is 'n gas hier. Jy maak seker 'n grap. Ek is baie ernstig. 100 geslagte van my familie het al hier gewoon. Die plek is my huis. En jy bly al daai jare al hier? Nee, nog voor die plek gebou is, het my voorvaders al hier gebly. En toe die eienaars vir hulle die reg gegee om hier te bly en te leef. En reeds van toe af voorsien hulle julle muise al van kos in die huis? Ja, dit het altyd so gewerk, maar die huidige eienaar het skielik verdwyn. Wat bedoel jy, meneer Bonansé? Ja, hulle die man onder my neus uitgesteel. En toe meneer Bonansé verdwyn het hulle opgehou om vir my kos te gee. Ek sweer ek gaan hier omkom van die honger, weet julle wat ek probeer sê? Die mense as monsters. Ek wonder wie is in staat tot so 'n wrede daad. Ek wonder ook. Maar ons sal hom maar moet help. Absoluut ja, maar weet jy wat? Ons het nog nie eens uitgevind wat is jou naam nie. Wel, aangename kennis meneer, my naam is Pom. En my naam is Brackenjan. Bly te ken, Pom. Ons manne moet mekaar maar help waar ons kan, né? Is jy lus om vanaand saam met ons iets te eet? Wonderlik. Dankie vir die aanbod. Ek is seker ons gaan sommer baie goed klaarkom. Waar is die kos? Plachet, jy het gehoor wat ons gaan sê. Hierdie mannetjie het daar laas iets in sy maag gehad. Goed, meneer. Ja, die lewe is daarom wonderlik. Hey, Planchet, maak leeg daai kombuis. My maag skree van die honger. Die ouetjie vat alles kop toe. Ek wonder wat nou. Wou jy miskien iets gesê het? Nee, wat lê jy so dink? Die ouetjie is nie sleg nie, maar ek dink ons het 'n probleem. Ek wonder wat het van Juliet geword. Ja, ek ook, né? Hy wat? Het jy miskien al daaraan gedink dat sy verdwyn het om van jou ontslae te raak? Jy praat kaf. 'n Man kan 'n vrou net so ver vertrou as wat hy kan spoeg. Hulle is almal dieselfde. Hulle gebruik hom net en dan spoeg hulle jou uit soos 'n stuk ou boom. Kom aan, jy klink nou net soos 'n verliefde koei. Hou tog asseblief op met daai gek term. Sy's mal oor jou. Sy behoort te wees. Ek ken my storie met 'n swart. Ek verstaan sy so effens ouer as jy. Baie effens. Mens kom dit nie eens agter nie. Ek wil jou nou nie loop en ontstel nie en ek hoop ek is verkeerd, maar as sy wel lief is vir jou, is dit seker maar soos vir 'n broer, lyk dit vir my. Hy klink nog steeds soos 'n koei. Ja! Wat 'n aardige dag. Wat? Wag 'n bietjie, man. Is dit nie Juliet daai nie? Was glad nie snaaks nie. Ek het besluit ek gee maar op. Nee, regtig, Brackenjan, ek is seker dis sy. Jippie! Hoi, wag, Juliet! Hey, wag 'n bietjie. Waarheen gaan jy? Wag vir my, Brackenjan. Juliet! Dis nou 'n verrassing. Wat doen jy hier, Brackenjan? Vertel my eers, wat maak jy hier? Die arme idioot probeer vir jou sê hy was doodbekommerd oor jou en hy het die hele Parys vol gesoek na jou. Jy het amper sy hart in stukkies gebreek want hy het gedink hy het jou vir ewig verloor en jy het geen benul wat jy aan hom gedoen het nie. Ek is jammer om julle te onderbreek, maar jy is nou baie onreg. Bly asseblief stil. Jy kan ten minste my vriend met meer respek behandel. Gee my een goeie rede waarom ek hom nogal moet respekteer. Dis reg, sê vir hulle wat jy van hulle dink. Hulle behoort jou met baie meer respek te behandel. Trek jou swaard, meneer. Mooi, dat jy gees wys hulle wat jy kan doen. Jy's net nog 'n straatboef. Ek het al my vertroue in jou verloor. Kom aan, jou lafaard. Vir wat maklei jy nie soos 'n man nie? Gee asseblief pad, Juliet. Jy's ongelooflik dom. Weet jy nie wie hy is nie? Los dit liewer, Juliet. My naam is nie belangrik nie. As jy gereed is, trek jou swaard. O nee, moet dit nie doen nie, my heer. My heer? Maar dan beteken dit mos u is... Heeltemal korrek, my vriend. Die hertog van Bak. My heer, ek vra nederig om verskoning. Hey, maar mag ek ook weet wat aan die gang is? Hy is die Engelse premier, Pom. Jy's 'n idioot. Weet jy dat net 'n idioot lig sy swart op teen die premier van Engeland? Ek voel skoonhaar. Ja, maar Jy veroorsaak net moeilikheid. Kan jy nie jou verstand gebruik nie? Dis nou meer as genoeg. Jy's die een wat my aangemoedig het, Pom. Ja. Ek verwag dat jy om verskoning sal vra. Goed dan. Ek vra om verskoning, my heer die hertog van Buckingham. Jy is vergewe en jy lyk nou 'n baie brawe man, Brackenjan. Dis baie gaaf van u om dit te sê, my heer. As jy ooit my hulp nodig het of as ek vir u enigiets kan doen, moet u asseblief net so Wel, sê. baie dankie. Mag ek sommer nou van jou aanbod gebruik maak? Ek sal dit waardeer as jy ons na die paleis kan vergesel as 'n veiligheidsmaatreël. Nes is dit. Ek hoop nie jy glo alles nie. Jy mag braaf wees, maar daai hertog is jou ver vooruit. My dierbare skat, ek is jou slaaf, loop oor my Juliet. Ek gee nie om nie. Jy kan maak met my net wat jy wil, my hart en die... Dis nou genoeg groot bek.
Baie dankie vir alles, Brackenjan. Dis reg, Monsieur. Ek is dankbaar en waardeer jou vriendskap. Ek hoop dat ek jou weer ook eendag sal kan help. My heer, dis 'n plesier. Ek veronderstel julle voel dieselfde oor my. Goeiedag. Totsiens. Die huidige stand van sake bekommer my, Rochefort. Die hertog van Buckingham is ergens in die paleis. Ek is jammer, eeuwigheid. Ons het alles in ons vermoë gedoen om dit te verhoed, maar die geluksgodin het haar rug op ons gedraai. Ek wens ek kon die situasie verander, meneer. Werklik? Eeuwigheid? Dis nie goed genoeg nie. Jy het my sover nog net teleurgestel, Rochefort. Ek wil verhoed dat die hertog van Buckingham hierby betrokke raak. Hy is 'n bedreiging vir my posisie. My hou vas op Frankryk is in die weegskaal. Miskien is die hertog besig om teen my saam te swem. Dink u sy majesteit weet wat die hertog beplan? Die koning weet niks. Maar selfs al het hy geweet, sou dit nog steeds 'n probleem wees. Die koningin neem al die besluite in die paleis. Ek kan nie glo dat die hertog en die koningin dit reg gekry het om mekaar alleen in die paleis te ontmoet nie. En ek is totaal magteloos. Ek haat hom. Stap gerus binne, my heer. Ek sal dit waardeer as jy 'n oomblik sal wag sodat ek aan majesteit van die aankoms kan verwittig. Dankie, Juliet. Ek sou dit nie sonder jou kon doen nie. Dis 'n plesier, my heer. Haar majesteit verwelkom u besoek. Die oomblik het uiteindelik aangebreek. Die hertog was onbewus daarvan dat hy nie alleen was nie. Hy was besig om sy gedagtes agter mekaar te kry vir sy ontmoeting met die koningin en was salig onbewus van die gevaar wat daar geskuil het. Die majesteit. Dis 'n voorreg om u weer te sien. U skoonheid maak elke keer 'n groter indruk op my. U vlei my, my heer, en ek twyfel of ek die kompliment waardig is. O nee, u hoogheid, ek gee my woord dat die skoonheid toegeneem het met die tyd. U is nou selfs pragtiger as toe ons mekaar aanvanklik ontmoet het. As jy so aanhou, gaan ek u net nou glo. Vertel my eerder van u, het u enige probleme gehad met die kardinaal se wagte op pad hierheen? Nee, gelukkig nie, u majesteit. Mens gaan nou mos dood verdwaal in hierdie paleis. Eintlik het hy 'n kompas nodig om sy pad te vind in hierdie plek. Maar daar's nie tyd nie, ek moet dadelik vir juffrou Juliet kry. Ja, as ek nie verkeerd is nie, is dit sy daai. Ja, ek is die slimste muis in die hele wêreld. Juliet! Ja? Hierdie kasarme is so groot, het dit my ure gevat om jou te kry. En wat doen jy nogal hier, Pom? En moet asseblief net nie vir my sê dit was op uitnodiging gewees nie. Nee, ek het nie tyd vir kletspraatjies nie. Ek het vir jou 'n baie belangrike boodskap gebring. Daar is 'n vreemde man wat die hertog en die koningin af. Daai man werk miskien vir kardinaal Richelieu. Ek moet dadelik vir haar majesteit gaan sê. Hy is al reeds in die paleis. Ja. Ek stel voor jy gee 'n persoonlike item aan my as blyk van die vrede tussen ons twee lande. 'n halsnoer of 'n armband, enigiets wat ek kan dra. As jy aan hierdie versoek voldoen, beloof ek om ons ooreenkoms getrou na te kom. Wat is dit, Juliet? Waarom onderbreek jy ons? Ek vra verskoning, maar ek het sopas uitgevind dat 'n vreemde gemaskerde man toegang tot die paleis verkry het. Dis verskriklik. Ek vertrek dadelik voordat ek die eer skade aandoen. Wat? Juliet, dis daai man daar sy. Ek moet jou stop. Doen dit dan. Wat is dit? Ja, jy jou doen jy gesê. Wat gaan nou? My heer, daar's nie veel tyd nie. U moet onmiddellik vertrek. Ek is bekommerd oor haar majesteit. Los haar maar vir my, ek sal sorg vir haar majesteit. Maar hier, u lewe is 'n gevaar, u moet vertrek. As hulle u en haar majesteit se kwartiere aantref, sal sy daarvoor moet boet. Jy is reg, Juliet. Niemand mag van ons ooreenkoms weet nie. Ja, goed. Wat praat jy so baie? Jy moet verdwyn. Hey dame, jy moet wakker word. Ja, goed ja. Wel, dit lyk my ek het so pas 'n koninklike kussing geword. U majesteit?
Wat het geword van die hertog van Buckingham? U kan ontspan, die majesteit, die hertog is reeds veilig. Ek waardeer dit. Baie dankie vir wat jy gedoen het, Juliet. Ek was amper in die moeilikheid geweest. So 'n insident sou die koning baie ontstel het. U hoef nie te bekommer nie. Sy majesteit het 'n belangrike vergadering in die kelder byeengeroep. Ek's verlig om te hoor ons ooreenkoms bly geheim, maar ek het vir die hertog iets beloof as blyk van my vertroue in hom. Ek wil hê jy moet dit persoonlik vir hom gee. Sal jy dit vir my doen? Ja, die majesteit. Wat ek in gedagte het, is in die kamer hier langs aan. Jy moet dit vir hom gee saam met 'n brief wat ek vanmiddag aan hom sal skryf. Dis wat ek in gedagte het. Hierdie diamante lê my baie na aan die hart. Wat? Dis die diamante wat sy majesteit vir u gegee het en wat u net op spesiale geleenthede mag dra. Is ek reg, die majesteit? Dis reg, Juliet, en dis ook die kosbaarste juwele wat ek besit. Maar die voortgesette harmonie tussen Frankryk en Brittanje is vir my net so kosbaar. Ek vertrou die juwele nou aan jou toe en vra dat jy hulle na die hertog neem. En sê ook vir die hertog dat ek hom vertrou en die vrede tussen ons lande as belangrik beskou. Ek verstaan nie, Hoogheid. Juliet, jy's 'n wonderlike vriendin. Ek hoop jy verstaan hoe gevaarlik dit kan wees as enige van die inligting in my vyande se hande moet beland. Is jy steeds bereid om my te help? Maar natuurlik. Is jy baie seker hiervan, Rochefort? Ek gee u my woord, u eminensie. Die inligting kom direk van 'n kamermeisie wat vir haar majesteit werk. Ek vertrou haar ten volle. Goed dan. Ons moet daardie brief onderskep voordat dit by die hertog van Buckingham afgelewer word. Verstaan julle my? Wiedemer, jy moet persoonlik daarna omsien. Ek hoop dat jy vir my goeie nuus gaan bring. Natuurlik. Hy dood? Juliet word agtervolg deur Wiedemer. Brackenjan moet dadelik hiervan weet. Meneer, Wiedemer agtervolg vir Juliet, sal ons iets doen, meneer. Sal onmiddellik vir Roftie op. Sy maak dit vir ons sommer baie maklik, manne. Weg is julle. Wat het ek verkeerd gedoen? Daai mooi boksie, miskien het jy iets belangriks daarin. Gee dit. Nee, Gee. Jos, dis myne. Moet dit asseblief nie doen nie. Hou op, skree, dit gaan jou niks help nie. Hou op. Gee dit vir my. Nee, asseblief. Ek kan nie sien nie. Pas, kaptein. Wat gaan aan? Wat is hier aan die gang? Ek is nie bang vir enige gemaskerde man nie. Ek dag jou uit. Maar ek is op pad, Juliet. Brackenjan is net betyds. As jy jou liewe lief het, los haar uit. Wees versigtig. Hier, Wiedemer! Dis myne. Help as 'n mens 'n vaardige ruiter is. Nie waar nie, meneer Wiedemer? Keer om, daar's 'n belangrike brief daarin. Maak seker dat jy onmiddellik by sy eminensie uitkom, is baie belangrik. Maak gou, meneer Radford. My! Idioot! Jy is 'n hopelose imbesiel. Is dit die brief wat jy by Juliet afgeneem het? Hier's niks hierop geskryf nie. En noem jy dit miskien diamante? Dis net 'n spul grys klippe. Ek is baie beïndruk met jou optrede. Mag ek jou komplimenteer met jou ongelooflike dapperheid. Baie dankie, my heer. Ek wil graag aan jou hierdie waardevolle aandenking gee as blyk van ons vriendskap. My familiewapen is daarop. Baie dankie, dis werklik baie mooi. As jy ooit in Engeland kom en jy beland in die moeilikheid, sal hierdie swart vir jou heelwat deure oopmaak. Jy's baie vrygewig, my. Ek is baie trots op jou, Brackenjan. Dankie, Juliet. Dis 'n gemaskerde man. Wie jy ook al is, jy kan nie keer vergeet waar wegkom. Hy is glad nie gevaarlik nie. Hy werk vir my. Hy's net 'n veiligheidswag. 'n Veiligheidswag? Toe ek hom gister in die paleis gesien het, het ek nie geweet hy is in Frankryk nie. Dit was 'n skok. So daai man is jou vriend. Hy is een van my beste wagte. Hy wou ons maar net beskerm en hy het ook. Die geheimsinnige gemaskerde man was toe nooit een van kardinaal Richelieu se agente nie. Hy kon met 'n geruste hart terugvaar Engeland toe op die sonnige dag. Die hertog was veilig tussen vriende. Intussen het Brackenjan se selfvertroue toegeneem en sy heldedade vermeerder. Hy was op pad om 'n ware musketier te word. Ek het uitgevind dat die houer met die regte diamante na Engeland verskeep is.
Dit moet die bekende diamante wees wat die koning vir die koningin gegee het die dag toe sy gekroon is. Dis fantasties in die Rochefort. En mag ek vir u vra waarom? Haar Majesteit gaan baie spyt wees oor hierdie indiskresie. Kom binne. Ek is jammer om julle te onderbreek, Eminence. Inteendeel, milady, dit pas my uitstekend. Ek het 'n baie belangrike sending vir jou. Jy moet onmiddellik Engeland toe vertrek, asseblief. Ek is altyd tot die beskikking. Die koningin het vir die hertog van Buckingham 12 diamante gegee. Vind hulle en bring hulle hierheen. Dis verskriklik. Wat gaan ek nou doen, Juliet? Ek het niks oor hom voor te leef nie. Sy eminensie weet alles. Ek is geruïneer. Sê asseblief vir my wat verkeerd is, Uw Majesteit. Ek sou u baie graag wil help. Dit het te doen met die kussie diamante wat ek vir die hertog van Buckingham gegee het as 'n blyk van vrede. Die koning verwag dat ek die juwele na die bal moet dra die naweek. Ek neem aan sy eminensie is hierby betrokke. Behep is 'n beter woord en ek kan dit nie verdra dat hy inmengende gedwaas by politiek betrokke raak wat niks met hom te doen het nie. Help my, Julie. Ek moet 'n oplossing hiervoor kry. Stuur iemand om vir u die diamante terug te bring sodat u hulle hierdie naweek by die koninklike bal kan dra. Maar dis onmoontlik. Niemand sal u toegewydheid aan die hertog verstaan nie. Ek sal 'n vriend van my na Engeland toe stuur. Ek vertrou hom ten volle. Dankie, Juliet. Ek maak staat op jou. Nou goed dan. Ek sal alles reël. Lank al gedink ek sal goed lyk in meer elegante klere. Ja, ek sien so. In Brittanje is protokol baie belangrik en ek wil sorg dat ek meer weet van protokol af as die hertog self. Ja, toe maar dit lyk nie vir my jy hoef daarvoor bang te wees nie, Pom, hè? Nee. Verskoon my, meneer. Ja, Ek het 'n afspraak met die hertog en ons twee het baie ver gekom. u mors my tyd, meneer. Ek weet die hertog sal my wil sien. Ek is nie sommer enige hier jy nie, meneer. Natuurlik, dit is duidelik, meneer, maar u sal verstaan dat die hertog baie besig is en ons sal dit waardeer as u liewer môre terugkom. Ek is jammer, ek kan dit nie doen nie, meneer. Kan ek asseblief nou aankom? Meneer, die hertog sal besluit of hy u wil sien en nadat u skriftelik verlof gevra. Dis die prosedure wat almal volg. Wat doen ek nou? Ek het 'n idee. Vir wat gebruik jy hierdie swaard wat die hertog vir jou in Frankryk gegee het nie? Hy het mos gesê dit sal al die deure vir jou oopmaak. Natuurlik. Kyk baie goed na die familiewapen op hierdie swaard. Miskien moet jy 'n bietjie nader kom. Lyk dit dalk vir jou bekend? Ek glo dit nie. Dis my heer se familieskuld, dit behoort net aan hom. Mooi, dit lyk of jy ons nou begin verstaan. Jy besef nou hoe belangrik ons is. Hierdie ou hier is Brackenjan en hy is 'n vriend van die hertog en ek en hy ry saam. Maar ek is baie jammer, meneer. Brackenjan, wat 'n verrassing. Ek is bly jy het ook gekom, Pom. Welkom in Engeland. Baie dankie, my heer. Die vloer is vol vaks. Kom, volg my asseblief. Die brief gaan oor die diamante. Julle is te laat. Die saak is reeds opgelos. Maar dit is heeltemal onmoontlik. Die diamant is op pad Frankryk toe. 'n Dame wat namens die koningin opgetree het, het hom kom haal. Sy het gesê dat die koning wil hê dat haar majesteit die diamante na die bal moet dra. Daarom het ek dit vir haar gegee. Kan u my iets vertel van die dame? Sy was baie mooi. Verskoon my, my heer, maar u het 'n swakheid vir mooi vroue. Ek is baie seker sy werk vir kardinaal Richelieu. Ja, alles word nou vir my baie duidelik. Die kardinaal weer saam teen die koningin. Ja, hy wil sorg dat die koningin nie die juwele het om na die bal toe te dra nie. Ek het 'n vreeslike fout begaan. Haar majesteit sal my nooit vergewe nie. Ons moet die diamante terugkry, my heer. Ons staan nou net in tyd, Lord. Ons moet daai dame kry voordat sy in Frankryk aankom. Hy's reg. Ek hoop jy sal my help om die koningin se juwele terug te kry, Brackenjan. Ek sal dit baie waardeer. Natuurlik, my heer. En so het Brackenjan, Pom en die hertog van Buckingham met die beste voornemens vertrek en gehoop dat hulle die koningin se diamante betyds sou kon opspoor. Goeiedag, meneer. Ek is die hertog van Buckingham. Ek het u hulp nodig. Het u dalk die dame op hierdie portret elders gesien? Sy het sopas per skip vertrek na Frankryk. Daar. Dis nou regtig jammer. Ja, ek bevrees ons was te laat geweest. En wanneer vertrek die volgende skip? Die volgende skip na Frankryk vertrek eers oor 'n week. Dis nou regtig 'n probleem. Ons sal haar nooit inhaal nie. Ek het 'n skip van my eie. Dis nie baie groot nie, maar dit vaar goed. Wonderlik. Goed dan. Kom ons gaan. Vasberade en onverskrokke het ons drie helde die soektog na Milady aangepak voordat sy die koningin se diamante aan kardinaal Richelieu kon oorhandig. As hulle sou val, sou dit haar majesteit in 'n baie groot verleentheid plaas. Die belangrikste faktor was tyd en Milady het 'n groot voorsprong gehad.
bom wat op aarde probeer jy doen? Ek het gedink dalk kan die plaasbag ons help om vinniger te vaar. O, ek sien ja. Ja, miskien werk dit tog, hè? Ja, ek kan mis. Ek is die hertog van Buckingham, stop daar met die skip! Ja, Hai. Dit lyk my julle visies weet nie wie ek is nie. Kyk, dis sy. Dis Milady. Wag. Stop dit. Miskien moet jy gesien het wat ek met daai twee visse aangevang het. Daar's niks van hulle oor nie. Hai! Jy, as jy dink jy gaan so maklik ontsnap, kan jy maar weer dink. Jy gaan beslis nie wegkom nie, so gee jy liewer op. Ons is jammer oor die pyn en verleentheid. Verskoon ons, juffrou, maar wat is jou regte naam? Nou maar goed, ek is Graffin de Winter. Waarom wou hy daai diamante hê? Dit was 'n opdrag van kardinaal Richelieu. Hy wou hulle gehad het om die koningin in die verleentheid te plaas, deur haar te verhoed om dit na die bal te dra. Hier is hulle. Sy eminensie is vol verrassings. Maar majesteit gaan baie bly wees oor hierdie diamante. Ek sou dit nie sonder jou hulp kon doen nie, Brackenjan. Ons vriende kom vandag terug. Ek dink is hulle skip. Ek hoop alles het volgens plan verloop en dat hulle die diamante saamgebring het. Ek is baie seker alles het volgens plan verloop. Welkom tuis, my vriende. Het julle die diamante saamgebring? Was daar ooit enige twyfel? Verskoon tog, maar ek dink dit is nou tyd om te gaan. Ons is gereed, meneer. Loop gerus, ons jou volg, Brackenjan. Laat ons weg wees! Ja! Gideon. Dit was 'n jeuglike dag. Die adel het reeds saamgedrom in die paleis se balsaal ter herdenking van die koningin se verjaarsdag, terwyl Brackenjan en sy getroue vriende hulle gehaas het om die diamante aan die koningin toe te vertrou, sodat sy dit om haar hals kon dra. Ons moet die pas volhou, manne. Die son is al reeds besig om te sak, Julie. Die majesteit. Hulle het geval. Moet jy nie bekommer nie, hulle sal betyds wees. Regtig. Die bal begin oor net 'n paar minute. Ek is baie seker hulle sal betyds wees, die hoogheid. Kom aan, Rolf, die vinniger. Hulle wag al reeds, ons wil nie laat wees nie. Die oomblik van waarheid het aangebreek. Die koninklike bal het amptelik begin. Sy majesteit, die koning! Jy lyk pragtig, Anne. Maar waar is my diamante? Verskoon my, majesteit, maar Paris was baie beter by my verjaardag uitrusting. Ek verkies nog steeds dat jy die diamante draai. Oh, En maak asseblief gou, die bal het reeds begin en almal sit gretig en wag. soos jy verkies. Dit lyk of die plan vrugte gaan afwerp. Sy gaan 'n baie groot verleentheid wees. Hy het nie gekom nie, Julie. Dit beteken hulle het misluk. Ek weet nie wat om te sê nie. Ons moet gou maak, ons is hopeloos te laat.
Dit sal nie meer lank wees nie. Die koningin moet nou haar verskyning maak. Nee, wag vir my eers versigtig. Moet dit net nie laat val nie. Eminensie, u plan is gekortwiek. Dis die diamante, u eminensie, haar majesteit het hulle so waar teruggekry. Ek het misluk. Milady gaan hiervoor betaal. Kom ons gaan. Jy het so waar gekry, Brakkenjan. Dis wonderlik, dis fantasties. My liefste Juliet. Dit is wonderlik. Jy was vandag 'n volwaardige musketier, Brakkenjan, en ons is almal trots op jou. Weg is ons roftie. Hoop is jy, Juliet? Jy lyk baie aantreklik in jou militêre uniform. Dit was op hierdie dag wat al Brakkenjan se drome waar geword het. Hy het nie net Juliet se liefde en toewyding gehad nie, maar ook die onvoorwaardelike respek van 3 vriende, Porthos, Athos en Aramis. En boonop die liefdevolle bewondering van sy moeder en vader by die huis, wat hom deeglik onderrig het in die deugde van edelheid, dapperheid en eerbaarheid. Hulle was baie trots daarop dat hulle seun toegelaat is tot die koning se koninklike musketierwagte. Hey, wat van my? O ja, 'n klein pom het vir ewig trou beloof aan Brakkenjan. Want julle sien my vriende, hulle het 'n baie spesiale belofte gedeel. Te midde van gevaar was hulle met elke geveg daar en hulle plig teenoor Frankryk sou nooit ooit verstryk nie, want hulle het beloof, een vir almal en almal vir een.